Maar as ek moet dink in my lewe, waar het ek die vinnigste, die diepste vriendskappe gemaak? Was dit in tye waar ek uit my gemaksone was? In tye waar ons vinnig diep geduik het? In tye waar daar nie krag oor was vir maskers nie? In tye waar ek kwesbaar kon wees en kon erken, ek kort hulp en kon ontvang van my vriende. Dit was in tye wat ons dalk saam Malawi toe is, waar ons bussie breek en ons niks kos, ons bewaantjie breek en niks kos kon saamvat nie, ons bokke moes eet waar die wurms uitkom, 'n bakkie vir die wurms, letterlik. Dit was in tye waar ons gesoeg en sweet het en saam tyd gemaak het om die Here te soek. Daai is koneksies wat ek tot vandag toe onthou. Daai is tye wat diep in my hart geweef is. Ek vra myself af, hoe lyk dit vir my vandag? Hulle was nie alleen in die stryd nie. Hulle het gehoor dat hulle reg is om tereggestel te word. En Daniël het gevra of kan hy met Nebukadneser praat of sien waagmoed hierso. Hy het nie net gevra, kan hy die droom interpreteer vir Nebukadneser nie. Hy het gevra, hy het ook vertrou om te onthou, om te weet wat die koning gedroom het. So hulle vertrou hier vir die eerste wonderwerk. In die eerste deel van Daniël sien ons baie wonderwerke. Dit is geskiedenis en dit is wonderwerke. Hy het sy vriende geroep, hulle het saam met hom gebid. Ek dink dit moes baie rof gewees het, maar so amazing. Hulle kry die droom, hy gaan sê vir die koning wat die droom was, en hy interpreteer dit vir die koning. En hulle het saam gejuig, en hulle lewe is gespaar. Hy is ook toe nie alleen in erkenning nie. Nadat Daniël guns en bevordering ontvang het vir die uitleg van die koning se droom, vergeet hy nie sy biddende vriende nie. Hy vra ook guns vir hulle, en as gevolg daarvan word hulle ook aangestel om toesig te hou oor die sake van die provinsie van Babylon. Dit begin by iets soos, ek gaan nee sê vir hierdie kos, want my hart is oortuig. Vriende wat saam staan in eenheid om nee te sê. Getrou in die bietjie en aangestel oor baie. Dit bring ons dan by vandag se teks. Ons het nou gekyk na hoofstuk 1 en 2. In hoofstuk 3 wil ek sê, hulle was nie alleen in die vuur nie. Ek wil vandag eintlik sê met woordspeling, daar was vuur in die vuur. En ons sal nou sien hoekom. Kom ons lees saam. So het al die hoë amptenaar, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourier-amptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie bymekaar gekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en hulle het voor die beeld gaan staan. Hierdie beeld was, daar gehoor 8 verdiepings hoog, as ons gou net in konteks hier wil sit. 'n aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van 'n trompet, fluit, sitterlier, harp, is basies 'n hele orkes, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser, die goue beeld in goud, laat oprig het en dit aanbid. Wie nie buig nie en die beeld nie aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van 'n trompet, fluit, stierlier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig en dit aanbid. Dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode gaan verklaar het. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, mag die koning baie lank lewe.
U het 'n bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van die instrumente, voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word. Maar U Majesteit, nou is daar Jode. Hulle dien nie U God nie. Sadrag, Mesak en Abednego, vir wie U in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan U bevel nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat U laat oprig. Toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesak en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrag, Mesak en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, stuur, lier, harp en ander blaas of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. Dit is my interessant daar, dat hy hulle nie net onmiddellik in die oond gegooi het nie. Hy gee vir hulle nog 'n kans om te buig. En watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesak en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord. Ons hoef nie hier op te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook red uit U mag. En ek wil sê, hier kom die kernwoord vir vandag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet U weet dat ons U God nie sal dien nie. Die goue beeld wat U laat oprig het, nie sal aanbid nie. Selfs as hy dit nie doen nie, sal ons nie buig voor jou. Mens praat gewoonlik van 'n hermeneutiese lens om teks vir ons oop te maak, en ek wil dit sommer vandag met julle deel, as mens self ook na hierdie skrifgedeelte gaan kyk. Die eerste vraag om mense te vra, wat gebeur voor hierdie teks? En ons het nou bietjie daarna gaan kyk. En wat gebeur na die teks? So wat na die tyd gebeur het, is dat hulle toe in 'n brandende oond gegooi is. Hulle het hom 7 keer warmer gemaak. Amptenare wat hulle ingesit het dood gegaan hoe warm dit was. Maar toe koning Nebukadneser na die oond kyk, het hy nie net 3 gesien nie, maar 4, wat hulle na verwys as 'n goddelike figuur, wat saam met hulle in die oond was. Die tweede vraag is om te dink, wat se emosies dink julle lê opgelê in hierdie teks? Ek gaan 'n paar noem, maar ek wil julle regtig aanmoedig om terug te gaan en die wonderlike boekie wat Melissa ook help skryf het, gaan kyk. 'n Dosent het altyd gesê, gaan worstel met die teks. Ek wil julle aanmoedig om regtig self te gaan worstel met hierdie teks, maar wat se emosies lê daarin opgesluit? Ek kan nie help om te dink, hoe moes Nebukadneser voel nie? Hy kom baie vol selfvertroue voor, maar ek wonder wat 'n deep down aangegaan in sy hart, toe hierdie 3 jong manne bly staan en nie sak nie. Dit het meer gevat as net die brandende oond op die ou einde vir Nebukadneser om te draai. Hy het vir 7 jaar, ek weet nie hoe om dit mooier te stel as bietjie van sy kop af nie. Hy het soos 'n dier in die veld gebly, naals lank, en daar's geskiedenis opgesluit van hierdie koning wat vir 7 jaar basies bietjie, sy emosionele welstand was in sy chops, as ek dit so kan stel. En eers na dit het hy gedraai. So, maar wat het in sy hart daar aangegaan? Wat het in die 3 vriende se hart aangegaan? Kan jy dink,
iets anders as vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan nie. Groter vrees vir God as 'n vrees vir die mens. Maar daar was moontlik vrees, heel moontlik vrees in hulle hart, maar genadiglik meer vrees vir God as vir die vrees vir mens. Was daar onsekerheid, die mense om hulle, die buddies wat die musiekinstrumente gespeel het, wat het hulle gedink? Waarmee is ek besig dalk hopelik? En dan die laaste vraag wat ek wil hê ons bietjie aan moet dink ook is, wat dink julle sou hierdie teksgedeelte Nebukadneser kon leer oor vriendskap? Ek het daai een deel van mag die koning lank lewe en u majesteit, daar was baie aanhangers van koning Nebukadneser. Maar dink julle hy het vriende gehad? Ek wonder of het hy daai koneksies gehad, of was mense net bang vir hom. Iets wat ons leer uit hierdie teks, en dit bring my by daai woord, selfs as hy nie doen nie, is 'n standvastige geloof. En dit is 'n geloof wat getoets word. Dit is 'n geloof wat vas kan staan in hoe hulle God sien. 'n Geloof wat getuig van God se glorie. Ek wil net so bietjie stil staan by elkeen van daai punte. 'n Geloof wat getoets word. So ek genoem het, daar was nog 'n kans vir hulle om uit te kom. Hy het gesê, buig net, dan gaan julle nie in hierdie oond nie. Daar was versoeking. 'n Versoeking om net in te pas dalk. En nie nou tussen al daai massas te bly staan nie. Ek dink daar's 'n boek, maar ek het hierdie al gehoor van, is jy 'n fan of 'n follower? Is jy 'n volgeling of 'n aanhanger? En dit is vir my so 'n mooi parallel wat ons kan kyk na die aanhangers van Nebukadneser, maar hierdie 3 volgelinge van God. As hulle in hierdie versoeking, in hierdie geloofstoets, aanhangers was van God, het hulle gebuig in daai oomblik. Maar hulle was volgelinge. Wat beteken dit? Dit is om te kan sê, nie oor wat u vir my doen nie. Nie oor die deurbraak wat u vir my gebring het nie. Nie omdat ek verstaan waarmee u besig is op die oomblik nie. Maar omdat ek kies om te glo. Omdat ek kies om u naam bo alle name te sit. Omdat ek kies om voor u te buig, my koning. Nie oor wat u vir my doen nie, maar oor wie u is. Hierdie word getoets in ons lewens. Hierdie is nie maklik nie. 'n klein persoonlike getuienis uit my eie lewe. Ons 1-jarige seentjie was op 5 maande moes hy 'n biopsie gekry het. En daar was vir so 'n maand 'n tyd wat ek werklik nie geweet het wat is fout met ons baba nie. En as ek moet sê wat is my Achilleshiel, is dit my kinders. As my geloof getoets moet word, is dit daar. En ek onthou my stryd met die Here. En die afwagting, daai maand het so lank gevoel, en vir daai uitslae om uit te gekom het soos 'n ewigheid gevoel. En ek was gekonfronteer met die wete dat God regtig vir Abraham gevra het om sy kind te gaan offer. Ek het gesukkel met sekere gedeeltes in die Bybel. Ek weet hy kan genees. Ek weet hy kan dit doen. Maar wat as hy nie doen nie, was my vraag in daai tyd van afwagting. En ek het hom gepleit dat
ek nou kon leer wat ek moes net in die afwagting en dat dit asseblief net gesond is reg. Ons getuig en ons gaan aan, maar wat as hy nie doen nie? En dit was my, en genadiglik, hy was skoon, net om die storie klaar te maak, kyk, na dit kon hy nou maar nie deurslaap, hy is fine. Ek was net bly, is niks wat vir jou perspektief bring, soos so iets nie. Maar tye wat ons geloof getoets word, ek wil sê dit sak, maar dis amazing. Wil ek daai tyd oor hê? Nee. Is ek bly dat dit gebeur? Ja. Ek wens ons kan ons dringendheid in ons harte hou. Ek wens ons kan perspektief hou. Maar die Here weet dis vir ons moeilik as mens om daai perspektief te hou. En in tye wat 'n mens getoets word, is daar tye wat goeders vir mens kan geopenbaar word, wat 'n mens nie noodwendig in ander tye sien nie. En dis tye wat jy kan beleef, dat daar vuur in die vuur is. Mens beleef nie daai tye noodwendig as jy op die strand lê, in jou gemaksone, met 'n lekker roomys nie. Kinders gooi nie tantrums nie, is net een perfekte dag, almal wil daar wees, wou in die kar klim. Dan begin jy later dink, dalk het ek die regte ouerskapstyl toe nou toegevind. Tot die aand, dan besef jy, o ja, recalculate. Dis in tye wat ons getoets word. Dit maak die skrifgedeelte van verheug in jou lyding bietjie meer 'n realiteit. Hulle het standvastig gestaan in hulle beeld van God. Die twee hoofwoorde wat voorkom in terme van God se beeld in Daniël is El Elyon, ek wil dit nou reg uitspreek, en Yahweh. En wat dit beteken is eerstens wat ons keer op keer sien in hierdie boek is God se heerskappy, God se soewereiniteit, sy almagtigheid. En Yahweh dui op, dit is waar daai naam was aan Moses persoonlik geopenbaar van God en dui op 'n persoonlike God. En ek wil amper sê God met ons, 'n persoonlike God by ons. En hierdie 3 vriende kon staan. Hulle het geweet, hy is met ons en hy bly koning bo alle konings. Dit getuig van God se glorie. Hulle het nie net gepraat daaroor nie, they walked the talk. Ek gebruik nou baie my kinders as voorbeeld, maar kyk, mens kan sê soveel as wat jy wil, praat mooi. As jy die dag nie mooi praat nie, al is dit met die honde, gaan hulle ook nie mooi praat nie. Daar is niks wat jou so herinner, dat wat jy sê, maak nie so baie saak, as wat jy doen nie. Wat ons vir mense gesê het, dalk onthou hulle iets daarvan, maar hoe jy mense laat voel het om jou, is wat hulle gaan onthou. Wat jy gedoen het, die vrug wat ons gedra het, is wat hulle gaan onthou. Die lewe wat 'n mens gelei het, is wat mens gaan onthou. Hierdie manne se dade het getuig van hulle geloof. Die feit dat hulle kon bly staan en nie buig voor daardie beeld nie. Wat maak hierdie 3 manne se geloof uitnemend? Ons praat van uitnemendheid en ek wil net iets vir julle herinner aan wat Raas laasweek ook gesê het. Wanneer ons praat oor 'n uitnemende lewe, is dit nie 'n perfekte lewe nie. 'n Uitnemende lewe vertrou ons dat 'n mens terugdraai na nie my krag nie, maar God se krag.
uit verhouding met hom, om as 'n geliefde te stap, en jou vrug uitnemend sal wees. Perfeksionisme kom uit ons eie krag. Dit kom uit ek wat aanhou probeer, ek wat strewe. So net vir daai konteks. Maar wat maak hul geloof uitnemend? So net so, wanneer ons kyk na geloof. Mense sê partykeer, "Sjoe, daai oom of daai tannie of daai ou, hy veral daar by die skool kan ek hoor, daai man se groot Christen. Daai tannie, joh, nee, kyk, hulle het baie geloof, groot geloof." En ek vra myself die vraag af, wat maak hierdie manne se geloof uitnemend? As ons in die Bybel kyk na wat maak geloof great of uitnemend, dink ek julle sou my saamstem dat dit nie noodwendig die grootte is daarvan nie. Ons sien in Matteus dat jy geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie nodig het. Ons almal weet hoe groot is 'n mosterdsaadjie om berge te kan versit. So lê dit in die grootte, of lê dit in volharding, lê dit in die elke dag kies, lê dit in die saamwees, gedeelde geloof, eenheid. Ek het 'n baie wonderlike kursus gedoen, so rukkie terug, deur 'n oom met groot geloof, Dominee Dirk, en 'n geloof wat volhard. Was niks so mooi vir my, as om met 'n oom wat al grys is, of 'n tannie wat al grys is, wat getrou die Here bly dien het in hulle lewe. En die samesyn van geloof, staan waar een of meer is, daar is ek. Die Here is lief vir eenheid. Daar's dinge wat ons kan leer, net wanneer ons tussen mense is. Dit is maklik om geduldig te wees as jy alleen is. Dit is maklik om vriendelik te wees as niemand jou knoppies druk nie. Dit is maklik om nie boek te hou van die kwaad, as daar nie iemand is om voor kwaad te wees nie. Die Here het geweet, ons kort mekaar. En hy het die vraag gevra, hoe dra mens geloof oor aan jou kinders? Wat kan 'n mens, is dit genoeg om net kerk toe te kom? Wat kan mens doen om jou kinders in geloof groot te maak? En ek gaan dit in Engels sê, want dit is vir my so mooi. Het sê, faith that is caught and not taught. It's caught and not taught. Geloof word aangesteek en nie aangeleer noodwendig nie. Wat bedoel hy met dit? Hy het die vergelyking van waterpokkies gebruik. En ek wil sê, dit is ook in ons vriendekring. As jy lank genoeg, naby genoeg, gereeld genoeg aan iemand is met waterpokkies, gaan jy aansteek. As jy lank genoeg, naby genoeg, gereeld genoeg om vriende is, gaan jy sekere goed aansteek. As jou kinders lank genoeg, naby genoeg, gereeld genoeg aan sekere mense is, gaan hulle sekere goed aansteek. En dit bring my by die woord intentionaliteit. Is ons intentioneel om te dink? Wat sien ek elke dag? Wat kom in? Waarna kyk ek? Waarmee is ek besig? Deur wie omring ek myself? Deur wie omring ek my kinders? Dit is een ding om saam Bybel te lees en saam kerk toe te kom, en dit is amazing. Maar dit is ook belangrik om te dink, saam wie kamp ek? Saam wie doen ek lewe? Is daar regtig mense
wat vir my kan sê, jy's besig om aan te ja. Is daar regtig mense wat lief genoeg is vir my, om vir my te kan sê, jy's besig om aan te ja. Is daar mense wat weet wat in my bankrekening aangaan? Is daar mense wat weet wat in my huisgesin aangaan? Is daar mense wat saam met my bid, wanneer ek versoek word om te buig voor beelde in my lewe? Wie is daai mense? En ek weet, dit is moeilik wanneer jou kinders dalk 4-in-1 is. Of dit is net moeilik, punt, om kwesbaar te wees. Maar ek wil ons uitdaag om anders te dink vandag. Ek wil ons uitdaag om op te hou verskoning soek en te dink, hoe kan ek anders dink in hierdie seisoen? Na daai kursus wat ons gedoen het, kyk, ek hou niks van aanlyn goeders nie, maar toe het ons as vriende besluit, kyk, nou gaan ons nou maar maandag aande, want ons het besef, ons is vriende, maar ons gesels een sin en dan by die een kind, die ander kind en so aan. So, dan kom mens ook nou nie lank genoeg uit by, einde kort ons gebed, dit gaan rof nie. En ek sê nie, jy moet 'n aanlyn sel begin nie, maar ek wil hê ons moet gaan dink, hoe lyk hierdie prakties vir jou vandag? Ons het besluit, ons gaan maandag 8:00, wanneer al die kinders in die bed is, tot 9:00 saam hierdie boekie doen en saam bid, elkeen